Naand julle, welkom terug. Kom ons maak die oogies toe, dat ons almal net kan asem kry. Here, een van die name in Hebreëus is Ruach. Ruach beteken asem. Net soos in Genesis wat U die asem in die mens ingeblaas het. As ons laaste dagie op die aarde is, blaas ons ook daai asempie uit. Maar Here, laat ons dit asseblief nooit van selfsprekend aanvaar om elke dag te kan asemhaal nie. En onthou ons om diep asem te haal. Want dan kan ons sommer voel of ons U krag inasem. En dieselfde Gees wat U uit die dood uit opgewek het, is in elkeen van ons. Hoe amazing is dit? Here, ek dink nie ons besef het elke dag nie. En daai selfe uitasem wat ons oor iemand anders kan uitasem en vir hulle iets spreek. Laat dit altyd iets goeds is, iets opbouends, iets liefdevol, iets wat U sou vir hulle wou gesê het. Maar Here, help ons ook om bietjie sag met onsself te wees. Ons is baie maklik om uit te deel, maar ons ontvang partykeer baie moeilik. Here, help ons om dit wat U deur ander vir ons stuur, die liefde of die drukkie of die hoe gaan dit met jou, te ervaar as U wat naby ons wil wees. Dankie vir al die liefde. Amen. Goed, so kom ons kyk wat gebeur by die 5de seël. Ons het nou gesê die eerste 4 seëls was perde, né? Onthou julle, die perde wat uit die kombuis uitgejaag is. Die wat dit nie geluister het nie, moet dit gaan luister. Kyk. Goed. So vandag is die 5de seël. En dis nogal 'n scary ding as jy dit, sê nou maar jy soos ek en jy het 'n baie vivid imagination. En jy is nou Johannes, jy kom daar in die hemel, jy kry 'n kyk in die hemel, en hier sien jy nou hier wat hierso staan. Hoor wat staan nie, vers 9, Openbaring 6 vers 9. Toe die lam, dis nou Jesus, die 5de seël oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is, omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. So hier kom in die hemel, daar staan die altaar, onder die altaar is daar 'n klomp siele van mense wat in marteldood gesterf het. Okay? Ons weet dat, ek dink, dis bevestig dat al 7 of 8 van die disipels, van die apostels, het marteldode gesterf, né? So van hulle gaan ook daar wees. By die stadium was dit nog net Johannes wat leef. Hoor nou wat sê hulle vir. Hulle het hard geroep. Hoe lank nog, heilige en getroue Heerser? So hulle vra, hoe lank nog? Wanneer voltrek U die oordeel en wreek U ons dood op die bewoners van die aarde? Hulle soek revenge, né? We vra vir U, hoe lank nog voordat U daai klomp wat ons so gemartel het gaan staan? Aan elkeen van hulle is 'n lang wit klere, is daar lang wit klere gegee, en daar's vir hulle gesê om net nog 'n rukkie te wag. Party van daai ouens wag nou al amper 70 jaar daarvoor, né? Totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is. Sien julle wat staan nie? Dis nie net daai ouens wat doodgemaak gaan word vir hulle geloof nie, maar kom nog 'n paar. So, wat hoor julle as julle hier lees? Is dit 'n lekker boodskap om te lees? Dis scary, né? So kom ons loer gou na Daniël. Julle weet nou, Daniël en Openbaring werk lekker saam, né? So die wat julle wat al bietjie vergeet het, Daniël het as 'n jong seun, is hy saam in ballingskap weggevoer, en daar het hy begin profeteer, né? Hy het hierdie goed wat die koning gedroom het, kon hy uitlê. Maar op 'n stadium het die mense so slim geword daar en hulle het gesê, as Daniël nie ophou om vir sy God te bid nie,
gaan hy in die leeukuil gegooi. Wat het Daniel gedoen? Het hy sy geloof afgesê? Nee, hy het gesê, ek bly glo. Toe land in die leeukuil. Net so het sy chommies in die vuuroond gelaat, né? Want hulle het gesê, maak nie saak wat nie, ons bly die Here glo. Toe land hulle in die vuuroond. So hoor nou wat sê die Here, Daniël 12 vers 12. Dis die laaste 2 verse van Daniël. Op hierdie stadium is ons regkyk, is Daniël nou al so 80, 85 jaar oud. Hy het nooit uit die ballingskap uitgekom nie. Al het hy deur al hierdie miracles gegaan. Hy het daar gebly. Hoor wat staan nie. Dit sal goed gaan met wie geduldig bly tot 1335 dae verby is. Okay? So met party van die mense gaan dit goed gaan, want daar kom 'n einde aan hierdie storie. Maar, hou jy, wat nou Daniël is, aan tot die einde toe. Jy sal ter ruste gelê word, met ander woorde begrawe word, maar weer opstaan en jou bestemde deel ontvang, wanneer? In die eindtyd. Nou ons weet, Daniël, hierdie stuk is 500 jaar voor Jesus geskryf. So Daniël is nou al, toe Johannes daarbo in die hemel is, al amper 600 jaar daarbo, wat sy revenge nog nie Nou sê die Here vir hom, wag net nog 'n rukkie. Nee? So die Here se tyd en ons tyd is nie dieselfde. Nou Annika, ek wil jou nou vra, né? As iemand jou ma of jou pa te nakom, gaan jy wel revenge hê? Sê nou maar iemand maak hulle seer. Wat is die eerste gevoel wat jy kry? Ja, jy sal wel, maar dit is ook 'n reg genoeg dat ek dit nie. As Christen dan voel jy nee, né? Ja. Ja. Frans, dan wil ek vir jou vra. As iemand iets aan jou kinders doen, wat gaan jy wil hê moet gebeur? Gaan, né? Annika gaan dit verstaan wanneer sy eendag 'n klein babatjie vashou. Totdat jy 'n mamma of 'n pappa is, verstaan jy nie hoe dit voel as iemand jou kinders te nakom. En wat gebeur met God se kind as hy hier op die aarde is? Né? Kan julle dink hoe ons God gevoel het toe ons sy kind wat onskuldig is so behandel het? Nee, so hou dit net bietjie in julle gedagte. Goed. So, daai klomp wat daaronder lê, wat 'n wonderlike aardse lewe gehad het, hulle alles vir die Here gedoen, gewerk vir die Here, hulle lewens opgeoffer vir die Here. Wie word hulle doodgemaak? Onthou julle vir Stefanus, weet julle wie Stefanus? Hy is die eerste martelaar wat met klippe doodgegooi. En Paulus, daai ou wat ons nou die dag van gepraat het, so met die weerlig getref is. Hy was 'n klein seentjie toe dit gebeur het. Hy het gesien hoe dit gebeur. Daar staan, as jy daar lees, toe hulle Stefanus met die klippe gegooi het, was Paulus die ou wat almal wat klippe gegooi het, sy jasse en klere vasgehou het. Nee, so hy het dit gesien gebeur. En hy skryf vir ons, die oomblik toe Stefanus met klippe gegooi word, het hy sy hande opgesteek en vir die Here gesê, ek sien nie in die hemel is oop, ek sien nie, hier kom ek. Ek gee my oor aan U. Vergewe hulle. So dink julle hy het elke klip se pyn gevoel? Moontlik, maar ek dink die Here beskerm die mense wat in sy naam, soos wat Daniël in die leeukuil was, soos wat hulle in die vuuroond beskerm was. Ek kan nou maar vir julle sê, julle weet, Megan was so laas jaar, September, in 'n verskriklike ongeluk. En terwyl haar karretjie gerol het, sê mamma, was so doodstil daar binne. Dit het so stadig gebeur en ek kon met die Here praat. Daar was genoeg tyd dat ek rustig vir die Here kon sê, ek's okay, ek kan gaan. Nee? Sy het nie pyn gevoel nie, sy het nie 'n skrapie gevoel nie, niks. So dit is, glo ek, hoe die Here ons beskerm, wanneer sy kinders swaar kry op die aarde. Ons wat van buite af kyk, veral hier in Babylon, sien die swaar kry van die mense wat dementia gekry, né?
Maar as jy na hulle kyk, is hulle die happieste mensies. Hulle het so vreugde en hulle borrel. Dis asof hulle in 'n kokoenetjie of wattetjies toegedraai is. Dis net happy met elke oomblik, elke dag. Ewen die wat sit en neurie en dit lyk of hulle nie by is nie. As jy mooi van luister, dan neurie hulle goed wat hulle in die kerk gehoor het. Dit is dalk op 'n psalm of 'n ding met oor en oor en oor. Die een tannie is verby loop en sê, sing vir my 'n liedjie. Niemand wil vir my sing. Sy wil net liedjies hoor. So van buite af hier op die aarde lyk dit vir ons of die liggame op die aarde seerder kry. Maar die Here beskerm daai mense. So hierso het ek vrae gevra. Die vraag wat hulle vra is, hoe lank nog? Hulle kla, né? Hulle wil hê die Here moet daai mense straf. Hy sê, wanneer gaan u hulle straf? Hulle wil daar regverdigheid hê. Die Here moet nou regverdig optree hierso. Wat antwoord die Here? Ja, rus net nog 'n rukkie. God het sy eie plan, sy eie tyd. So wat Daniël vir ons sê, God is in beheer van alles, maar God se tyd is nie mense se tyd. Ek dink Daniël het regtig gedink hy gaan uit ballingskap uitkom. Hy gaan teruggaan na sy land. Maar kyk al die wonderlike goed. En daar het dit nie gebeur nie. Maar kyk die ongelooflike stuk goud wat ons nou in die Bybel het. Omdat Daniël nog daar was aan die einde van sy lewe kon hy hierdie mooi goed vir ons geskryf. So, Gustav gaan op jou pik. Wat is die bekendste gebed in die wêreld? Die Onse Vader. Die Onse Vader. Okay. Ons almal ken die Onse Vader. Maar hierdie gebed is vir my 'n besonderse gebed. So Johannes 17. Kyk bietjie waar blaai gaan na Johannes 7. Die opskrif daar is bladsy 1625. Die opskrif daar is Jesus bid vir sy disippels. So dit is net voor Jesus gekruisig word. Dis 'n aand of 2 voordat hy gevang is, né? Weet hy nou hierdie disippels wat so gemartel gaan word, gaan hy hier agterbly. So hy bid vir hulle hierdie gebed. Dis nou 'n lang gebed, julle kan hom 'n bietjie gaan deurlees. Maar vers 15 is die een waarna ons gaan kyk vandag. Hoor wat sê hy? Ek bid nie. Hy bid nou tot God, né? So ek is Jesus wat sê, ek bid nie vir u, my Vader, om hulle uit die wêreld uit weg te neem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. So Jesus sê, al weet hy sy geliefde disippels gaan suffer, wil hy nie hê God moet hulle wegvat van die aarde af nie. Hy moet hulle net bewaar teen die bose. Nou Gustav, hoe eindig ons Onse Vader? Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, né? Daar staan nie, keer laat ons siek word, of keer laat ons seer kry, of keer laat ons hartseer is. Want die Here het ons gewaarsku dit gaan gebeur. Terwyl ons op die aarde is, gaan ons oud word, ons gaan vergeet, ons gaan ons tone stamp, ons gaan ons hare verloor, ons gaan hartseer wees, ons gaan ons werke kan verloor, ons gaan dalk 'n kind of 'n mamma of 'n pappa verloor. Maar die Here vra, ons moet nie ons geloof verloor. Dis die enigste ding wat die bose van jou kan steel. Is jou geloof. Want onthou, die bose fight vir jou siel. So elke keer as Jesus en God bid, sê hy, verlos hulle van die bose. Met ander woorde, bewaar, laat hulle siele gesteel word. So as ek nou by jou kom, Tristan, en ek sê, ek gaan vir Annika met klippe doodgooi as jy nie sê, jy glo nie meer in Jesus. Dag, nee. As ek nou Marlies vir jou sê, jou meisiekind gaan aan die kruis vasgespijker word, as jy nie nou sê, Jesus bestaan nie. My meisiekind mis. Nee? En dis die regte antwoord. Maar, dit is moeiliker gesê as gedaan, né? Maar dis wat die Here vra. Die Here vra, laat God ons genoeg guts sal gee, om nie ons geloof af te sê.
Okay. En hoekom ek sê hierdie is 'n rowwe stuk, want ek weet nie of julle 'n bietjie, ek weet Frans, jy sal dit volg, maar die klomp wat in Nigerië, die Christene wat daar in Nigerië so wreed vervolg word. Ek weet, Nigerië is hier naby ons. Dis nie 'n land daar ver wat ons nie van weet nie. Nee? So kyk gou op julle laaste bladsy. Blaai sommer na die heel agterkant. So die wat nou nie gekyk het nie, of die wat nie nuus of goed kyk nie, die 6de November het Donald Trump vir Nigerië gesê, hulle is nou klaar om so met die Christene te mors. Sy woorde was, they're gonna be dead. We're gonna kill them. Hy is nou moeg vir die mense wat so hy wil nou retaliate, né? Hy wil nou wraak nie. Maar kyk hoekom. Daar is geen absolute seker getal nie, maar verskeie betroubare bronne noem skrikwekkende syfers oor Christene wat in Nigerië vermoor is weens hulle Christelike geloof. Nie ander geloof nie, hierdie gaan oor Christene. Volgens die NG, wat maklike organisasie, is ten minste 7000 Christene tussen 1 Januarie en 10 Augustus hierdie jaar vermoor. Laas jaar alleen 3100. Maar van 2009 af 125.000 Christen. Dis baie, né? So 125.000 Christene het ergens gestaan vir iemand wat gesê het, ek gaan jou doodmaak as jy nie sê Jesus is nie jou verlosser nie, en hulle het geweier. En ons dink partykeer aan Nigerië as 'n agterland, né? Daar waar nie civilization is nie, of daar waar dit miskien honger is, daar waar daar nie klere en goed is nie. Kyk wat doen julle mense, hulle maak soos Daniel sê, my God is my God, en hulle word dit gemaak. So hulle is ook van die mensies wat daar onder die altaar lê en wag. Sien jy dit? So, die Here sê dit vir ons in Openbaring, omtrent 100 jaar nadat hy opgegaan het. Sê hy, wag nog 'n rukkie. Nou is dit al 2000 jaar later. So in 2000 jaar het daai getal baie gegroei, want hulle is al daar van Daniel en voor Daniel se tyd af, né? So sien julle hoe baie mense staan daar en wag dat Jesus weer moet kom en hierdie vreedheid op die aarde moet kom uitsort. Maar hy het nie gesê ons is in watte toe gedraai, ons is beskerm, dat ons nie gaan seer kry. Maar hy het beloof, as jy aan hom glo, sal niemand jou geloof gaan steel. Daai oomblik, net soos Marlies nou gesê het, is dit op die push kom dat jy moet kies tussen 'n geliefde hier op die aarde en Jesus, sal Jesus jou sterk genoeg maak om te sê, nee, my God bestaan. Want anders beerf jy nie die ewige lewe. Ja. So as jy op bladsy 2 kyk, sal jy sien, as ons dan nou in hierdie geveg hier op die aarde is, tussen die bose, dink julle ons is alleen nie? Dink julle God het vir ons niks gelos om mee te fight nie? So, ek wil jou uitdaag as jy dalk nog nie 'n Kersgeskenk het vir iemand wat jy baie lief is nie, gaan kyk bietjie. Jy kry die awesomeste nuwe Kersgeskenke oor hierdie stuk in die Bybel. Efesiërs 6. Ek het nie nou dat julle daar oopmaak nie, maar miskien moet julle gou daaroor. Efesiërs 6 moet jy sommer so 'n lekker merkie in jou boek sit, dat jy vinnig soontoe kan blaai vir iemand. Dis bladsy 1834. Dis nou, Gustav, een van die hoofstukke in die Bybel wat jy maar op jou yskas en op jou spieël in jou badkamer en op jou kaarse goed kan skryf, laat jy hom begin leer. As jy hom vir 'n week lank oral sien, gaan jy nie vergeet nie. Efesiërs 6. Okay? Dit is God se wapenrusting wat hy vir ons as Christene gegee het. Okay? Maar die belangrike deeltjie wat ek wil hê julle moet kyk is vers 12. Hoor wat staan daar. Ons stryd is nie teen vlees en bloed. Met ander woorde, ons fight hier op aarde is nie teen skelms en moordenaars en mense wat ons liggame wil seermaak.
maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Met ander woorde, die hele fight van good and evil gaan oor jou siel wat ewige lewe toe moet gaan of nie. So God het vir ons al hierdie goed gegee. Kyk daar op die linkerkantste bladsy. Die heupgordel, die borsharnas, die skoene, die skild, die helm, die swaard. Kyk al hierdie tools wat jy het om mee te fight. En dis hoekom ek gesê, dis ek al vir geskenkies, jy kry nou sulke charm braces met daai charms op, of vir die mans kry jy sulke swart goed wat al daai goed op het. As jy hierdie wapenrusting vir jou kindertjies leer, gaan hulle geen fight verloor nie. Hulle gaan nie retaliate nie, want hulle gaan weet, God se waarheid is aan hulle kant, is 'n ander maatjie jok en sê, hulle het die ding gedoen. Dan gaan hulle nie wil terugfight nie, hulle gaan sê, Here, fight hierdie battle vir my, u weet wat se waarheid. Net soos Gustav en julle huwelik, mense en die duiwel gaan wil steel by julle. As julle gelukkig is, gaan hulle julle nie uitlos. As julle weet God se wapenrusting het julle toegevang, gaan geen bose mag julle battle kan uitmekaar uitfight. Maar dan met julle twee en God saam daai huwelik hou. Kyk, julle moet gaan lees al hierdie ongelooflike beloftes. OK. Goed, so daarom moet ons weet, vers 10 tot 18, as jy nou hele stuk lees. God beloof om ons geloof in Jesus te bewaar en te beskerm. So Gustav, as jy nou daar voor die kansel staan en sê, in sickness and in health, nee? God sê nie, as jy hom lief het, gaan jou vrou nooit siek word. Verstaan jy? Hy sê, God beloof om ons geloof in Jesus te bewaar en om vir ons die ewige lewe te begee. Dis die belofte vir gelowiges. Nie laat jy eendag 'n mooi kar, of 'n groot salaris, of 'n gesonde lewe, of 'n ou dag sonder skete gaan hê. Hoekom ek dit so baie sê, is want baie mense sal kom en sê, jy het nou siek geword, so sê, jy het seker een of ander sonde gepleeg. Jy moet nou dadelik daai sonde gaan aflê. Dis bully. Okay? Jou party sondes veroorsaak siekte, as ek heeldag drink en my lewer gee in, dan is dit nou maar so. Maar dis nie iets wat my uit God se hand uit kan trek. Dis nie 'n sonde wat God nie kan. Kan. Goed. So dit gaan nie oor fisiese beskerming. So gaan, kom ons gaan eers na Matteus. Ek het vir hulle gesê om by Matteus oop te maak. Jolandi, weet jy al waar gaan Matteus 5? Dan vergeet. Bergrede. Daai. OK. So daar's hier en daar's 3 of 4 goedjies, as jy dit op die yskas gaan skryf. Ek onthou altyd, Matteus 5 is die bergrede, Matteus 6 is die Onse Vader. Want dis die goed wat iemand jou opgelig vra na kan nie onthou nie. En die wapenrusting is die ander een. Efesiërs 6, as jy daai onthou. OK. So Matteus 5 is daai weird stuk wat Jesus gesê het. Dit maak glad nie vir ons sin tot ons Jesus beter begin verstaan. Matteus 5 sê by vers 10, geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Vers 11 sê, geseënd is julle, wanneer die mense julle terwille van my beledig. So as iemand jou spot, of jy wil doodmaak omdat jy in Jesus glo, sê die Here, jy is geseënd. Daai klomp Nigeriërs wat doodgaan, is super geseën. Nee? Ons dink is die verskriklikste ding ooit wat kon gebeur het. Vir God se koninkryk is dit van die beste dinge wat hulle ooit kon gedoen het. Hulle het nie laat aardse mense wat met guns en messe daar staan, hulle ewige lewe is aan hulle afstuur. Maar kyk nou by vers 9. Geseënd is die vredemakers. Sien julle waar kom die retaliation en die revenge ding in? God het gesê, dis nie vir ons om dit te doen nie. Dis sy werk. Ons mag nie dit doen nie. So
So loer gaga by Openbaring 2, onthou julle, ons het daarom by Openbaring 1 begin. So hierdie het julle al ergens raak gelees, maar ek wil julle net herinner daar. Openbaring 2 vers 10. Dat is 1995. Dit was die boodskap wat hy daai tyd nog vir Smyrna gegee het. Moenie bang wees nie, vir wat julle alles gaan ly. Kyk, die duiwel gaan party van julle in 'n tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom, en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Onthou, ons het gesê 10 dae lank is baie lank, is vir lank, né? Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die ewige lewe as kroon gee. En hy het nooit gesê, moenie bang wees nie, want ek gaan nie jou uit die tronk uit hê. Moenie bang wees nie, want jy gaan nie dood gaan. Nee, dat is toch, moenie bang wees nie, want wanneer jy dood gaan, sal ek jou die ewige lewe as kroon. Goed, so Frans, ek het nou op jou gepik, oor revenge weer op jou kinders, né? As julle nou die boek reg voor Openbaring, dis die kortste boek in die Bybel, né? Kortste boekie, een van Jesus se klein boeties het dit skryf, of sy halfboeties. Maar jy kan onthou nog, wie is die engel Michael. Hy is die ou wat in die Godse armee heel voorloop, né? Hy is die groot warrior. So kyk gou wat staan hier by vers 9. Nie eens die aardengel Michael het so iets gedoen nie. Wat het hy nie gedoen nie? So hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom dit nie veroorloof om die duiwel te beledig of om die duiwel te oordeel nie, maar hy het vir hom gesê, die Here sal jou straf. Sien julle wat gebeur? Dis nie ons werk om te wil revenge, of om te wil, ja, ons voel dit in ons, maar as Christene weet ons die Here gaan dit uitsort. En daai ouens onder die altaar, sê ook, Here, hoe lang gaan jy nog? Want hulle weet, hulle vra nie, gaan jy dit doen of nie? Hulle weet die Here is regverdig. Hy sal dit uitsort. Hulle vra net, hoe lang nog? So as jy hier op die aarde suffer, kan jy vir die Here, Here, hoe lang nog? Maar jy kan nie goed in jou eie hande neem. Want 'n Christen moet dit by die Here los. Okay. So dis waaroor hierdie stukkie. Goed, so ek het vir julle sal sien die ouer mense, en ek dink ons moet dit eintlik ook doen, maar ek sukkel. Ek voel ek het te veel moeilikheid in my eie land, in my eie familie en gesin, om nog te bid vir Nigeria ook, maar dit is verkeerd. Mens moet vir lande en vir bid. So, die ouer mense het my gevra, hoe bid hulle dan nou vir iemand soos die president van Amerika? Of vir die ouens wat die mense doodmaak in Nigeria? So, daar's maar net 'n paar voetjies wat jy voor kan bid. Die waarhede is, jy bid vir beskerming van hulle geloof. Nie van hulle lyfies nie, hè? Jy vra dat as hulle doodgaan vir hulle geloof, laat hulle getuienis in die wêreld ingedra word. Want dis presies wat nou gebeur. Ek meen, as Donald Trump nou nie oor die hele wêreld gestaan en gesê het, hy gaan nou Nigeria uitsort nie. Het niemand eers geweet van die arm 125.000 Nigeriërs wat doodgegaan het. So daar versprei God se woord al klaar, né? Deur sorge. En vir hemelse beskutting, laat hulle sal vashou aan hulle geloof, al gaan dit met hulle baie swaar. So dis die manier wat ons vir sulke mense kan bid. Ons bid nie, dat hulle nie gaan swaar kry nie, want God het gesê, jy gaan swaar, jy gaan sukkel. Kom. So asseblief as julle eendag gaan trou, moenie dink julle gaan nie beklei, of julle gaan nie stry, of het gaan altyd sonskyn en rose wees. Weet dat God in die Bybel sê, hierdie aarde gaan iets wat mooi is wil attack. Die duiwel se nommer 1 ding wat hy wil attack is verhoudings. Dis wat hy in die tuin van Eden attack het. Adam en Eva se verhouding met God. Hy het niks, nie hulle bene breek of hulle gepik, of hy het niks gedoen nie. Hy wou net die verhouding breek
tussen God en jy. En Jesus het gekom om dit reg te stel. OK. Goed. Dis die einde van hierdie preek. Sien julle hoekom sê ek is 'n moeilike enetjie? Maar ek weet julle geloof is sterk genoeg om as julle ergens deur iets gaan vir die Here te sê, dis by u hande. Ons los dit by u. OK. Goed, kom ons maak ons oogies. Here, u weet wat in elke een se hart en lewe aangaan. Party mense se battles is groot en oop vir die wêreld om te sien. Maar ander se battles is silent. En gewoonlik is die most silent die most violent. Mag Here help ons om daai vrede wat alle verstand te bowe gaan by u te kry. Want net u kan dit gee. Here, wys vir ons hoe special ons is. Laat ons onthou, ons is kinders van 'n koning van die heelal. En dit maak ons prinse en prinsesse. En ons het 'n hele wapenrusting. En 'n hele army wat saam met ons fight daarvoor. Dankie dat u ons nooit alleen sal los. Amen.